Hallo my liewe boetie en sussie in Christus, is 'n wonderlike voorreg en 'n eer om weer eens saam met jou te kan kuier rondom God se woord. My naam is Dani Gerber en vandag gaan ons bietjie gesels oor bid, soek en klop. Nou ons almal bid. Ek kan nie dink dat daar een persoon is wat nog nooit gebid het nie. En ons almal soek en ons almal klop. Maar nie almal bid, soek en klop op die regte manier, op die regte tyd, op die regte plek nie. En dit is wat ons moet doen. Ons moet op 'n plek kom waar ons as ware aanbidders die Here soek. Soos ek gesê het, dat wanneer ons bid, is dit nie altyd almal wat kry nie. En wanneer ons soek, is dit nie altyd almal wat dit vind nie. En wanneer ons klop, is dit ook nie almal vir wie dit oopgemaak word nie. Want dit is na die opregtheid waarna ek en jy soek. So waarvoor bid ek en jy? Hoe soek ek en jy? Soek ons soos desperaat of soek ons net so oppervlakkig? Jy weet, net om te hoop ons sal dit ontvang of wat ook al. En as ons klop ons werklik met belangstelling. En hoor wat sê God se woord vir ons hierso in Matteus 7 verse 7 en 8. Hy sê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Nou ongelukkig is daar die mense wat sê, ja, maar ek het gebid en ek het gevra en ek het nie gekry nie. Want jy sien, ons probleem is, en ek sê nie dit is verkeerd om vir wêreldse goed te bid nie, maar ek voel, en dit is op my eie gevoel, in my eie hart, en my opinie, op my manier, dat wanneer jy bid, en jy vra en jy soek, en jy gaan vind, dan soek jy die dinge wat daarbo is. Soek die dinge van Jesus Christus. En Matteus 6:33 sê, soek die koninkryk van God, soek sy geregtigheid, en al die ander goedjies waaroor ons so bekommerd is, sal vir ons gegee word. So kom ons soek God se geregtigheid, en ons soek die dinge wat daarbo is. Ons strek ons uit na die dinge wat voor ons is. Onthou wat ek gesê het, en ons kyk nie agter ons nie. Ons hou nie ons op met die dinge van die wêreld nie. Ons hou ons nie op met die dinge van gister nie. En dan die volgende gedeelte wat ek wil lees, is daar in Johannes 4, verse 23, sê hy vir ons hierso, maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. So ek wil vir jou sê vandag, dat as ons bid, en ons vra vir die Here vir meer van hom, meer van sy Heilige Gees. En wanneer ons die dinge soek, soek ons die dinge wat daarbo is. En wanneer ons klop, dan klop ons en ons vra die Here om oop te maak, die dinge wat ons nie verstaan nie, maar dat hy vir ons sal oopmaak in sy woord. Bid, soek en klop. So kom ek en jy hou aan vas aan hierdie goeders, en ons vra die Here om ons te lei. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja. Abba Vader, Here baie dankie vir hierdie wonderlike dag. Dankie dat U vir ons nog 'n geleentheid gee om uit U woord te kan lees en om bietjie te kan verstaan dit wat ons lees. Want ons is so geneig om te bid en te soek en te klop, maar ons bid, soek en klop vir die verkeerde goed. En Here, ek bid dat U ons sal help en lei, laat ons hierdie regte goed sal bid, Here, en dat ons op U woord sal wag. Want Here, vir U is een dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. Maar ek kan net sê, ons het nie 1000 jaar nie, maar Here, gee vir ons die begeertes van ons hart, more of You in my life. En dis ons begeerte in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit hierdie naweek, verkondig God se woord. En nou wat ek sê, alles wat jy doen, moet jy die Here kan verheerlik. Nee, en as jy die Here nie kan verheerlik hierdie naweek, met wat jy gaan doen nie, moet dit nie doen nie. Turn your back on it, en dan soek die Here, en jy sal hom vind. 'n Geseënde naweek, God bless.